Hallo mense, dis Japie hierso. Ja, ek kom nou van 'n kursus af. En gelukkig is ek 'n naguil, so ja, het my seker so gemaak. Dat ek video's maak enige tyd, nag of dag. Iemand het in 'n comment gevra oor die fees van ongesuurde brood. Ek wil net 'n paar punte noem daarvan. Kom ons lees net gou wat sê die Bybel oor die ongesuurde brood. These are the feast of Yahuwah, holy convocations, which you shall proclaim at the appointed times. On the 40th day of the first month at twilight is the Master's Passover, Pascha. So sonsonder op die 14de dag is Pascha. And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread. To Yahuwah, 7 days you must eat unleavened bread. So sien op die 15de dag begin die feest van ongesuurde brood. Nou die eerste en die 7de dag is 'n Sabbat. On the first day you shall have a holy convocation. Dis wat dit beteken. Holy convocation beteken 'n Sabbat. You shall do no customary work on it, but you shall offer an offering made by fire to Yahweh for 7 days. The 7th day shall be a holy convocation. You shall do no customary work on it. Nou ja, die vraag was oor nou die offers wat hulle van praat, wat moet mens daar doen? Nou, Yahushua is ons perfekte offer natuurlijk. Ons bring nie meer offers nie. Ons het gelees, ek dink ek het dit in een van my video's mos nou al gesit, van die Recognitions of Clement, wat ek 'n bietjie daaruit gelees het, waar ek gepraat het oor die doop, hoe belangrik die doop is, en dat die doop, volgens Petrus, die discipel, het die doop die offers vervang. En dat 'n mens moet gedoop word, en dit is baie belangrik dat dit deel is van die verlossingsproses. Maar ons lees dit ook maar in die Bybel, Markus 16:16 sê dit ook, wie glo en hom laat doop, sal gered word. Dis wat daar staan. Maar in elk geval, dit klink my, dit was nogal 'n groot ding eintlik, en dat al die disciples dit verkondig het. En die Clement, Recognitions of Clement, lees mens daar dat nie net Petrus dit genoem het nie, maar van die Matteus het dit ook genoem. Ek dink Johannes het dit ook genoem, ander disciples het dit ook genoem, dat dit belangrik is. Ek dink Jakobus ook, ja, Jakobus het dit ook genoem. So duidelik was dit iets belangriks wat hulle vir almal gesê het, dat hulle moet laat doop, want dit vervang die offers. Nou, maar natuurlijk, Yahushua is ons perfecte offer, so met hierdie fees, offer jy niks nie, maar ek gaan nou vir julle 'n paar verse lees oor offer. Kom ons kyk gou hierso, Psalm 51 vers 17. The sacrifice of Yahuwah are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, Yahuwah, you will not despise. David sê hierso, dit is die tipe offer wat Yahuwah van ons verlang. Nou julle kan hierdie woorde gaan opkyk, is nou nie seker wat contrite heart beteken nie. Ek glo wat hy Hebreë sê is 'n mens wat besef, a broken spirit is, jy besef, jy sondig en jy verootmoedig jou voor jou, jy verneder jou voor jou en jy smeek kom vir vergifnis en jy is regtig gebroken in jou hart vir hoe jy verkeerd gedoen het teenoor hom. Amper soos wat Dawid nou maar gedoen het met, toe hy met Batseba kind gehad het en die kind was besig om dood te gaan. Toe het hy ook so, jy kan maar sê, 'n broken heart gehad, waar hy in sak en as gaan sit het en gevas het en gebid en gepleit het. Maar toe het Yahuwah ons nog steeds die kind weggeneem. Maar ten minste het Dawid teruggedraai na Yahuwah toe, né? Na sy eerste liefde toe. Kom ons kyk die ander vers. Therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to Yahuwah, that is the fruits of our lips, giving thanks to his name. Ons sien hier so nog 'n manier van om offers te bring aan Yahuwah is vir ons, is om hom te prys, te aanbid, sy naam aan te roep. En dan ook sê hy hierso, but do not forget to do good and to share, for with such sacrifices Yahuwah is well pleased. Natuurlijk ook om goed te doen aan jou naaste en om te deel, mededeelsaam te wees en goed te wees met teenoor jou naaste. Dit is ook 'n offer wat jy bring aan Yahuwah, né? So as jy jou lig skyn
is dit 'n offer aan Jahoua. Hoe jy leef is 'n offer. So jou lewe is 'n offer, jou woorde is 'n offer, en jou hart reg te hê, 'n hart van vlees, ontvanklik vir Jahoua, en om jou sondes te bely, te pleit voor Jahoua, dat hy jou sal vergewe. Dit is die offers wat jy moet bring. Nie diere nie, ons bring nie meer dieroffers natuurlik nie. En dis waarop jy moet fokus ook met hierdie fees. Die fees daar's 2 feeste in Jahoua se kalender wat handel oor sondes. Spesifiek handel oor sondes. Die een is natuurlik die fees van ongesuurde brood. Nou, ongesuurde brood verteenwoordig wetteloosheid, sondes. So jy verwyder dit uit jou huis vir 7 dae. Nou wat dit verteenwoordig is sondes, so dit wys dat jy begeer om sondes heeltemal te verwyder uit jou lewe uit. En dit is dan ook hierdie 7 dae wat jy kan vas en bid, en spesifiek fokus ook op gewoonte sondes en bid vir jou om jou help vry te kom van dit, en vas kan daarmee help. Nou jy kan bid oor hoe jy moet vas, as jy wil vas, dat Jahoua se Gees jou sal lei. Intermittent fasting miskien, of ek sê nie, jy moet vir 7 dae lank vas nie. Jy kan 'n dag lank vas, of 7 dae, of 3 dae, of intermittent fasting. Intermittent fasting is sê nou maar jy vas vir 18 ure, en jy eet net 6 ure, of jy vas vir 20 ure, en jy eet net 4 ure elke dag, so iets. Nou, bid daaroor, en dat Jahoua se Gees jou lei in hierdie saak. So, maar wat ek sê is, vas gaan hand in hand, en help met, as jy jou sondes bely, en daarvan wil vrykom. Dus ek kom met Jahoua ook gesê het, met bose geeste, om hulle los te kry van 'n mens af, is vas daar deel daarvan. So met hierdie fees kan mens juist ook fokus dan op vas, en dan natuurlik moet jy fisies suurdeeg uit jou huis verwyder. Jy moet nie broodprodukte in jou huis hê vir daardie week nie, vir daardie 7 dae. En die ander een was natuurlik die Day of Atonement, die dag van verootmoediging, ek dink is in Afrikaans. Dis die belangrikste fees van die jaar, en het is in die einde van die jaar, en op daardie dag mag jy nie werk nie. Die Bybel sê, as jy daardie dag werk, dan sny Jahoua jou af van sy volk af. Dis hoe ernstig dit is. So beslis, sit 'n vakansiedag in, nou al, vir jou. Op daardie dag, jy kan gaan kyk, ek het 'n lys van die feesdae, wanneer dit is. Jy moet maar kies of jy die Zadokite kalender wil volg, van die son, wat mense gebruik om te bepaal wanneer die feeste begin, of jy kan gaan kyk dan maar na die ene van die maan, as jy dit nou glo, maar vat 'n dag, wat dan nou die dag van 'n verootmoediging opval. Of jy die maan gebruik, of die son gebruik. Die dag, wat ook al die dag jy nou kies, daardie dag vas jy, en bid vir jou gewoontes, en vir jou wetend en onwetend sondes. Dit bely jy voor Jahoua op hierdie dag. Is baie belangrike dag, mense. Ek sou ook aanraai met hierdie dag van verootmoediging. Is 'n goeie idee dan ook om jou te doop op daardie dag. Jy kan jouself doop in 'n bad, of jy kan laat iemand in die huis jou doop, of wat ook al. Jy kan maak besluit. Want doop is natuurlik ook 'n deel van jy sterf in jou ou mens, en jy staan op uit die water as 'n nuwe mens in Messias. Jy staan op as 'n nuwe mens wat 'n begeerte het dat Jahoua se gebooie op jou hart skryf. En 'n begeerte dat Jahoua se gebooie, dat hy jou sensitief sal maak vir wat reg en verkeerd is. Dit wat Petrus vir ons ook sê. In Paulus. Maar in elk geval, so met hierdie fees kan jy ook laat doop, maar selfs ook met die fees van ongesuurde brood. Jy kan jouself ook daardie fees doop. Jy kan jou meer as een keer doop, jy kan jou doop soveel jy wil, maar as jy doop, jy moet ernstig wees daaroor. As jy doop, vat dit ernstig op, dis nie 'n grap nie. En doen dit met die bedoeling dat jy wil verander. Moenie dit maar net doen want jy
dis 'n gewoonte of 'n tradisie of anders sê jy moet dit doen of so iets, nie. Jy moet regtig oortuig wees dat dis wel wat jy wil doen, want jy het 'n begeerte om Jahwe te gehoorsaam, soos wat hy wil hê, jy moet hom gehoorsaam. Soos jy kan selfs, ek sou sê selfs al 7 dae, elke dag jou laat doop, of ek sou aanraai dalk net ten minste 1 dag van hierdie fees van ongesuurde brood jou laat doop. Soos ek sê, jy kan by jou huis in die bad jou laat doop, jouself doop, of iemand kan jou doop, net jy wil, maar wees rustig daaroor. Nou ons sien in die ekstra Bybelse boeke natuurlik, soos Petrus hulle sê, dat die mense het gevas voor hulle gedoop is. So dit is goed as jy dan die dag wat jy nou kies om te vas, dan ook daai dag te doop. Of kom ons sê, die dag wat jy kies om te vas, en net voor jy vas, en dan eindig doop jy jouself. Dis hoe hulle dit gedoen het, in die disippels. Aan die einde van 'n vas, is die mense gedoop, voor hulle weer begin eet. So ja, ek gee julle hier nou 'n klomp nuwe goeters wat ek glo maar van Jahwe se Gees afkom, soos wat ek praat, ontvang ek dit van hierdie dinge. Maar julle kan self ook natuurlik daaroor gaan bid en so aan, want ons het Jahwe se Gees. As ons 'n begeerte het om sy gebooie te gehoorsaam, ontvang ons sy Gees, soos ons lees in 1 Johannes 3 vers 24 en Johannes 14 vers 15 en 16. Dit sê daarso dat ons vang net Jahwe se Gees as ons bereid is om sy gebooie te gehoorsaam. So al hierdie Christene in die wêreld wat dink hulle het Jahwe se Gees, as jy nie 'n begeerte het om Jahwe te gehoorsaam, om sy gebooie te gehoorsaam nie, dan het jy nie sy Gees nie. Sorry, jy het nie sy Gees, dis wat die Bybel sê. Ek sê maar nou net wat die Bybel sê. Dis nie my eie idees nie. Maar in elk geval, dis hoe julle hierdie fees kan onderhou, as julle wil. Maar bid daaroor en kry bevestiging. En dan die dag van verootmoediging. Dis 'n beslisse dag wat jy moet vas. En dan ook nie werk nie. En doop. Ek dink is baie goeie dag ook om te doop. In elk geval geniet julle aand verder. Ek sal nog 'n video maak oor wat ek aan gedink het by my kursus in Guisborough. Ek was nog nooit daar in my lewe nie. Ek was amper by Skotland. Ek moes 4 ure op 'n trein ry om daar. Actually daartoe was 5 ure op 'n trein. Ja, dit is lank. En ja, ek het HV-koers gedoen daar. Maar dit wat ek daar gesien het, ek wil dalk 'n video daaroor doen, want as mense oop is vir waar ons is op die tydlyn en wat aangaan, dan sien mense dinge raak wat jy nie sou raak gesien het, wat jy nie eers sou agtergekom het nie. Maar ek het daar goeters gesien wat my die gears laat draai het 'n bietjie in my kop. So ek sal maar sien of ek 'n video daaroor gaan doen. Geniet julle aand verder. Ek stop hierdie video. Bye bye.